Familie is hartelijk groet in die wonderlijke naam van onze Heer Jesus Christus. As u bij ons sal aansluit vir hierdie Bybelstudie, nooi ek u om asseblief seker te maak dat u eers die eerste Bybelstudie volg of kyk. Want u sal uself 'n guns doen, omdat ons daar dinge genoem het waarin ons hier net op sal kom verder bou. Ja, hierdie Daniel 12 vers 1, dit is definitief iets wat ek saam met u gedeel het. Ek wil vir u hierdie tema wat ons kry oor die boeke en ons redding wil ek aan u bekend gestel. Daniel 12 vers 1, die is die volledige versie. Ek sal dit nou saam met ons heel lees. Wat ons sal sien in hierdie gedeelte wat ek nou hier uitgelaat het, Michael staan op, daar sal 'n tyd van benoudheid wees, en dan sal jou volk gered word, en dan is die opstanding die grafte uit. Maar u sal dit nou sien. So, in die tyd, wat ek nou klaar al bekend gemaak het aan ons, of net, bekend gestel het, in die tyd sal jou volk gered word, ons se redding is afhankelijk van elkeen se naam wat opgeskryf is. Jy sien ons hierdie mooie boek wat vir ons probeer illustreer. Daniel 7 sien hy in visioen 'n gebeurtenis wat in die hemel in plaasvind, en hy noem dit so, die trone is reggeskuif en die gereg, as ek die woord hoor die gereg, dan dink ek aan 'n regter en advokate en prokureurs en hierdie hof setup. Hy sê die gereg het gegaan sit en die boeke, wat se boeke? Hierdie boeke, onthou nou, elkeen jou volk sal gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan, hier sien jy die boek word oopgemaak, hy sê, die gereg, so hy sien 'n hofsaak wat begin, hy sê die hofsaak het begin, die gereg het gegaan sit en die boeke is oopgemaak. En hierso, hierdie gedeelte hierso, waar Michael opstaan, dit is wanneer die hofsaak eindig. Hy is die hofsaak wat begin, hier is die hofsaak wat eindig. As die hofsaak eindig, dan sal daar 'n tyd van benoudheid is, en in die tyd sal jou volk gered word, want jy is in die hofsaak skuldig of onskuldig bevind. Eenvoudig soos dit. So hier sien jy dat hy sê die geregheid te gaan sit, die boeke is oopgemaak, die hofsaak het begin. Ek het al hierdie gedeelte aan u voorgehou in die vorige les. Dit is hierdie eerste Engelse boodskap, en ons kan sien, engele in die middel van die lig sien vlieg, in die middel, ek het daaroor gepraat 'n bietjie, op 'n prominente plek wat vir ons wys dat hierdie is van sentrale belang vir almal van ons. Engele in die middel van die lig sien vlieg met 'n ewige evangelie, hy verkondig die evangelie, hy verkondig die Here Jesus Christus. Sentraal in hierdie boodskap, die laaste boodskap, nie redding deur werke, omdat die 10 gebooie deel is van hierdie boodskap, ek het duidelik gemaak dat die 10 gebooie is deel van hierdie boodskap, maar dit is nie 'n boodskap wat redding deur werke verkondig nie, want die Here Jesus Christus is sentraal, en dit is 'n ewige evangelie selfs van die begin af, soos ons kan gesien het, selfs in die tyd van Eden, die sonde het ingekom, en deur die sonde die dood, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe deur die Here Jesus Christus. Die Here Jesus Christus moes vir ons gekom sterwe het, want die wet is verbreek en die wet vereis bloed, en die woord van die Here sê die lewe van die siel is in die bloed, en sonder die vloei van bloed is daar die vergifnis van sonde nie. En Adam en Eva in die tyd van Eden het hulle self met hulle eie geregtigheid gebekleed, met hulle vye blare. Die Here God het na hulle gekyk en gesien, hulle is nog steeds naak. En hy moes vir hulle voorsien het, soos Abraham vir sy seun gesê het, die Here God sal vir homself 'n lam voorsien. En hy het vir hom voorsien 'n lam sonder gebrek, vlekloos, wat die Here Jesus Christus simboliseer, sondeloos. Soos wat hy gekom lewe het hier op die aarde, sondelose lewe, onskuldige sterwe en het opgestaan uit die graf uit. Want hy het die vye blare weggeneem en vir hulle bekleed met die lam se vel. So, dit is 'n engel in die middel van die lig met 'n ewige evangelie om te verkondig. Dit is 'n wêreldwye boodskap aan die bewoners van die aarde, aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hierdie boodskap word aan al die bewoners van die aarde verkondig. En hierdie boodskap maak nie voorsiening en dit skep nie ruimte vir die geheime wegraping nie, want
hierdie wat er nou vir u gesê het, voor hier Michael staan op, dan is daar 'n tyd van benoudheid. Daar's 'n tyd van benoudheid vir ons nou nog, die tyd van benoudheid is in die toekoms en dit is op pad. Maar hier hoor ons dan nou, veral as ons glo nie in die geheime wegraap, hier hoor dan nou alreeds hierdie boodskap. Maar ek is nie weggeraap, maar ek hoor hierdie boodskap. Maar ek is nog hier, ek is nie weggeraap. Die engele verkondig al hierdie boodskap. Dit is 'n wêreldwye boodskap, en hierdie boodskap deel die wêreld in net 2 groepe. Om te verkondig aan die bewoners van die aarde en alle nasies en stamme en tale en volke, en hy met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine geskaap het. Wat Daniel hiervan praat, in die tyd wanneer Michael opstaan, wanneer daar 'n tyd van benoudheid is, sal jou volk gered word, elkeen wat in die boeke opgeskrewe staan. Hier sien Daniel, wanneer die hofsaak begin, die geregtigheid gaan sit in die boeke is oopgemaak. Hierdie eerste engel praat van hierdie selfde gebeurtenis. Daar is Daniel, dis Johannes wat hierso skryf. Praat van dieselfde gebeurtenis, die waar die gereg gaan sit het en hy boeke is oopgemaak. Hy sê, vrees God gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel, want die oordeel begin wanneer die geregtig gaan sit het en die boeke oopgemaak is. En hierdie oordeel eindig wanneer Michael opstaan, wanneer hy voor die tyd van benoudheid. So hierdie is 'n waarskuwing, is 'n lewe of dood boodskap, 'n lewe of dood boodskap, 'n lewe of dood boodskap vir die hele bewoners van die aarde. En weg, die wat glo, hulle gaan weggeraap word en nie weggeraap word nie. Almal gaan hierdie boodskap hoor. En hierdie is 'n boodskap oor aanbidding. Wat praat van die merk van die dier. Die merk van die dier, wil dit ook herhaal, die merk van die dier, die merk van die dier, die merk van die dier is nie 'n chip op jou voorhoof of op jou regterhand nie. Die merk van die dier, hierdie boodskap is 'n waarskuwing, 'n wêreldwye boodskap, 'n wêreldwye waarskuwing ten opsigte van aanbidding. En ons word verwys na aanbid hom, ware aanbidding, aanbid hom, wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. In ander woorde, aanbid die Skepper. Wie is nog die Skepper? Is daar nog 'n ander gelowige, ook een wat sê, hy is die Skepper? Want ek sal, as die Here ons die genade skenk in 'n volgende Bybelstudie sal probeer, miskien nie die volgende een nie, maar ergens op 'n golf, al die wat nou saam met my sal gereeld kyk, wat lief is vir die woord van die Here, selfs of jy dalk nie met my sal saamstem nie, maar dan sal ons kyk waar die Here vir ons uitdruklik sê dat hy is die enigste Skepper van die hemel en die aarde. So word verwys na aanbid hom. Dit is 'n boodskap van aanbidding. Daarin as ons nie vir hom aanbid, wie bly oor? Dit is Satan wat oorbly. So die res van die wêreld, die hele wêreld gaan hierdie boodskap kry. Die hele wêreld het verwonderd. Hierdie dier wat er nou gepraat van die merk van die hele wêreld. Die manier hoe die Afrikaans, of die manier hoe die Here dit vir ons uitbeeld hier, die hele wêreld, met 'n uitsondering van hierdie klein bietjie wat nie saamgaan met die aanbidding van hierdie stelsel nie. Probeer die Here vir ons wys dat niemand is gevrywaar nie, niemand is uitgesluit nie. Is net hierdie een aanbidding, of jy is deel van hierdie groep, want is 'n wêreldwye boodskap. Jy is deel van hierdie gedeelte of van hierdie gedeelte. Die hele wêreld gaan verwonderd agter die dier aan, en hulle het die draak aanbid. Hier kan ons weer sien, is 'n aanbidding, en hier is 'n aanbidding. Is nie 'n microchip nie. Is 'n waarskuwing, 'n boodskap ten opsigte van aanbidding. Of jy aanbid op hierdie manier, of jy aanbid op hierdie manier. En hulle het die draak aanbid. Hulle, die hele wêreld gaan verwonderd agter die dier aan, hulle die draak aanbid. Wie is die draak? Ek hoef nie om te raai wie is die draak nie. 12 vers 9 sê vir ons, die groot draak is neergewerp, die ou slang, wat genoem word die duiwel en Satan. So die hele wêreld gaan vir Satan aanbid, Satan wat die hele wêreld verlei. Net soos die engel gaan om die boodskap aan die hele wêreld te verkondig, so Satan besig om die hele wêreld te verlei, om verwonderd agter 'n valse stelsel aan te gaan en om vir hom te aanbid.
Openbaring 13 vers 8 sê, al die bewoners van die aarde, hier kan ons weer eens sien, almal is ingesluit. Al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, behalwe ons nou hy bietjie, maar dit beteken eintlik die res van die bewoners van die aarde, almal behalwe hy bietjie, en hulle is in die minderheid. In Satan is besig om die wêreld te verlei. Dit waarom die Here vir ons die boodskap gee, die waarheid, want dit is net waarheid wat ons kan vrymaak van misleiding. En dit is net hierdie boodskap, hierdie engelse boodskap, hierdie 3 engelse boodskap wat die Here gegee het juis om ons vry te maak van misleiding. Al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is geskrywe is nie. Ons is nou by les 2 familie, terug na die begin. Hoekom gaan ons terug na die begin? Want die rede is, ons het nou so pas gesien, die eerste engel verwys ons daarna aanbid die Skepper. So ons moet teruggaan. Nou my familie, ek wil nou vir julle nog 'n rede gee. Daar is een rede. Ons moet teruggaan wanneer die engel praat van in die laaste boodskap voor die Here kom, voor Christus kom, want Christus kom by vers 14. So waar die laaste boodskap verwys ons terug na die een wat begin het, die een wat geskaap het. En ons moet teruggaan. En ons gaan terug. Ons gaan nou terug na Genesis. En ons 'n paar dingetjies, nie alles nie, maar net 'n paar beginsels en 'n paar dingetjies sien wat mooi is in Genesis. Ons moet teruggaan. Maar ek wil vir julle nog 'n rede gee. En ek wil vir julle voorhou Handelinge hoofstuk 8. En Handelinge hoofstuk 8 is ook 'n tyd van benoudheid. En nou, hy eerste gedeelte Michael staan op, tyd van benoudheid, so daar nie gewees het en die tyd sal die volk gered word en dan as hy opstaan en die graf uit. Ons sal dit nou sien, ek moet sê, ek sal dit vir ons deurlees. Maar in Handelinge 17, die kerkleiers van die dag, die manne van die Here, die kerkleiers, en hierdie boodskap gaan na almal toe in alle kerke. En almal word nie onder dieselfde skam geskeer om te sê, almal gaan met, soos die Sanhedrin met klippe staan om dood te gooi nie. Nee, want as ons kyk in die tyd van Christus, was daar 'n Nicodemus, terwyl die anders niks vattigheid gekry het aan die woorde van Christus nie, en Nicodemus het vattigheid begin kry aan die woorde van hierdie man. En hy het toch gegaan nader in die geheimstellies om weer te gaan navraag doen en ondersoek in te stel. En wat het hy gekry? Hy het die waarheid gekom kry. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee, sodat die wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ons moet weergebore wees. Dis die waarheid wat hy gekom ontvang het. So familie, hier kry ons, en dit wat ons hier kry is nie iets niets nie. Dit is ook nie die eerste, dit is ook nie die laaste. Wat ons hier kry is 2 groepe mense, net soos ons nou gesien het, is aanbid hom wat die see die waterfontein, of die ander groep word hom verlei en hulle aanbid die drank. Onthou wat het ons gesê en gesien in die eerste les, by die beginsel van die saad en die onkruid, wat wanneer hulle die grond deurbreek, dan is dit vir ons met die menslike oog onmoontlik om te onderskei. Maar die Here het gesê, los hulle tot die dag van die oes, tot die einde van die wêreld, dan sal ek die engele stuur, dan sal ek die maaiers stuur. Want in die dag van die oes, dan sal die koring en die onkruid volgroeid wees. Die bome is op die 3de dag gemaak, die mens eers op die 6de dag. En in die bome was al klaar 'n beginsel, soos wat dit al reeds van ewigheid tot ewigheid bestaan. Die engele moet ook saam hierdie lesse leer. Of hulle gaan ook die onkruid ontvang, gaan hulle ook demone is en saam met Lucifer beweeg, saam met Satan beweeg. Want wanneer Satan se onkruid volgroeid is, dan moet jy lyk soos hy. Dan moet jy sy karakter hê. Of jy moet die karakter hê van die Here Jesus Christus, die karakter as die goeie saad ontvang het van sy woord, want die saaier saai die woord, die saaier saai die waarheid. Die vyand sit 'n bietjie gif hier. Die vyand het nie 'n probleem, jy kan 99% waarheid hê.
Hy sit net vir jou 'n bietjie gif. Almal hy gif vir jou nou onmiddellik op die plek dood. Maar met die verloop van tyd het jy genoeg gif ingekry het. Dan lyk jy soos hy al staan jy in die kerk. Die koring en die onkruid gaan volgroeid is. Hierdie is nie die eerste keer nie. Hierdie is nie die laaste keer, want hy is 'n moordenaar van die begin af. Op die einde van die dag moet hulle ook lyk soos hy. Hier staan hulle. Die een kind van die Here staan met 'n klip in die hand, gereed om die ander kind van die Here met die klip dood te gooi. Albei noem hulle self kinders van die Here, maar een het 'n klip en hy gaan ook gooi en die ander een het 'n klip en hy gaan ook gegooi word. Gaan doodgemaak word. Moet seer wees om in 'n klip doodgegooi te wees. Maar albei noem hulle self kinders van die Here. So wat doen Stefanus? Stefanus sê ook, julle noem vir julle nou kinders van die Here. Ek noem nou maar my eie woord. Julle noem vir julle kinders van die Here, ek noem vir my eie kind van die Here. Hier staan julle nou in die klip, julle gaan vir my doodgooi. Julle beskuldig nou vir my, ek as die ene. Kom ons gaan terug na die begin. Bro. Familie, ons doen dit ook, ek doen dit ook. As ek miskien nou sleutels gehad het en ek het nou ergens gemisplace, dan trace ek my voetstappe. Gaan ek terug om te kyk waar ek gesit en waar ek geloop en water gedrink en waar ek goedjies gedoen en dan loop ek so, dan trace ek my voetstappe om te probeer om te sien waar kan ek die sleutel neergesit. So Stefanus sê eintlik, ek noem dit maar aan my eie woord, kom ons gaan terug, julle gaan my met die klippe doodgooi, julle sê dan julle is 'n kind van die Here, ek noem my ook 'n kind van die Here, een van ons die waarheid praat of een van ons moet lieg. Kom ons gaan terug. Dan trace ons voetstappe. Hoe het ons gekom stap dat ons hier gekom het waar ons nou is? En dit is die eerste rede waarom ons teruggaan na die begin toe, na Genesis toe. Dan lees 'n paar dingetjies wat in Genesis wat lekker dingetjies is. Ek hoop die Bybelstudie sal nie te lank is nie. Of vir u vermoeiend is nie, maar vertrou die woord van die Here is geseën. Elkeen wat hierna sal luister, sal seëning ontvang. Dit is die eerste rede, die eerste engel het ons gewys as terug na die begin toe aan die Skepper. So ek hou vir julle nog 'n rede voor. So Stefanus het hulle se voetstappe teruggetrace om te gaan kyk waar het ons verkeerd gedoen. En hierdie ding is 'n geïsoleerde situasie nie, of 'n voorval hier by Stefanus gebeur het. Die Here Jesus Christus ook, hier staan die Here Jesus Christus, hier staan, hulle noem hulle self ook kinders van die Here. Die Here Jesus Christus noem hom 'n kind van die Here, hulle noem hulle self ook 'n kinders van die Here. Hulle noem vir hulle is die nageslag van Abraham. En die Here Jesus sê vir hulle, o, julle is die nageslag van Abraham. Maar julle wil dan nou vir my nou doodmaak. Julle is die nageslag van Abraham, julle wil dan nou iets doen wat Abraham nie gedoen het. Abraham wil dan nie vir my doodgemaak het, maar julle sê julle is Abraham se nageslag. Dit is nie 'n geïsoleerde situasie. Johannes 16 sê daar sal 'n tyd kom wanneer hulle julle in die sinagoge sal baan. Ja, daar sal 'n tyd kom wanneer hulle sal doodmaak, wanneer hulle vir julle om die lewe sal bring en sal dink dat hulle die werk van die Here doen, dat hulle 'n eer aan God bewys. Hulle sal in hulle se gemoed en hulle se gewete, in hulle se oortuiging sal die een kind van die Here die ander ene doodmaak. En dink hy doen die wil van die Here. Dit is misleiding. Dit is onkruid wat Satan gesaai het, wat so lyk wanneer dit volgroeid is. So die rede waarom ek dit gebruik as 'n voorbeeld is omdat die 3 engele boodskap, weet ons, die engele die Messias word uitgestuur in die tyd van die oes, hierdie boodskap kom nou al reeds na ons toe om ons voor te berei. Ons gaan in een van die 2 groepe wees. Hierdie boodskap, wêreldwye boodskap. Koring gaan volgroeid is of jy lyk soos die Here Jesus Christus, soos ons nou hier sien, Stefanus lyk soos Christus, terwyl hulle hom met die klippe doodgooi, lyk hy mooi soos Jesus. Ons moet Jesus se karakter hê. En ons sal dit as ons so oog gefokus op Christus, daar waar hy nou is, in die allerheiligste, in die hemelse tempel, besig met die ondersoekende oordeel. Ons oë op hom terwyl hy daar is, tot ons hom sien wanneer hy opstaan, wanneer Michael opstaan. Ons moet hom in geloof, ons oë so gevestig is op hom, dat ons moet hom aanskou. Want sy gesig het gestraal soos 'n engelse gesig.
gelyk soos Christus. En die anders soos wie hulle gelyk. Dit Satan se karakter gehad. Kom ons lees. So die rede Stefanus, waarom ons ook terug gaan is Stefanus voor die Sanhedrin eerder nou met die klippe doodgegooi het, is hy ook terug, saam met hulle om te sien, en doen nie self begin, dan lees die Verhandelinge 7 asseblief. Stefanus het ook teruggegaan saam met hulle om te sien, waar het ons dan afgedraai. So die koring en die onkruid, wat volgroeid was, kan duidelik nou hier ingesien word, kyk net mooi. En hulle, terwyl hy so met hulle gepraat het, toe hulle dit hoor, was hulle woedend. Hierdie woede kom nie van die Here af. Dit is waarom die Here het nog net die woede op die frons gesien, wat op Kain se gesig is, en gesê die sonde loer vir jou, en jy moet daaroor heers, en die woede binne in die hart gesien. Hy sê, terwyl Stefanus met hulle praat, terwyl hulle dit hoor, terwyl hulle die waarheid hoor het, binne in hulle se harte 'n woede opgekom teen hom, en hulle het op hulle se tande gekners. In die hele Bybel en al wat ek kan vind van op die tande kners is die gedeeltes wat sê, daar sal 'n geween en 'n gekners van tande wees, 'n geween en 'n gekners. Hier kners hulle se tande teen hulle se eie broer, teen die kind van die Here. As hulle die waarheid vertel, want die deur van genade is oop, as tyd vir hulle om nog hulle se saak met die Here reg te maak. Maar terwyl hulle so woedend is, en hierdie wat hulle so woedend is, die Heilige Gees van die Here is besig om geonttrek te word. En Stefanus het die laaste uitstorting, soos wat in hierdie laaste dae sal wees, daar sal 'n uitstorting wees van die Heilige Gees. Of jy ontvang die ware uitstorting, die laatreën van die Heilige Gees, of ons sal sien in Openbaring 13, die tweede dier wat uit die aarde opkom, daar gaan ook 'n vervalste gees van Satan uitgestort word, wat gepaard gaan saam met tekens en wonders. Daar is 'n beginsel ook dat dit wat jy wil hê in die lewe, dit sal jy kry. As jy lief is vir tekens en wonders, jy sal dit kry. Tekens en wonders sal oorvloediglik kom. Maar tekens en wonders is nie vir ons gegee om daar volgens te identifiseer of dit die Here Jesus Christus se werk is nie. Die woord en die woord alleen is gegee om ons te bevry van misleiding. Ons moet staan op die woord en die woord van die Here alleen. En dit kan ons sien in Openbaring 13, wanneer die tweede dier vuur uit die hemel uit laat neerdal, wat 'n teken is van die Heilige Gees, 'n valse herlewing. So dit is wat besig is hier om plaas te vind. Die Heilige Gees is besig om geonttrek te word hierso, alhoewel hulle in die kerk as kinders van die Here is. Die Heilige Gees as gevolg van misleiding, het gif gekry saam met die woord van die Here, as gevolg van misleiding, het hulle gelyk soos Satan, hulle gelyk soos onkruid. Maar Stefanus was vol van die Heilige Gees, sy oë was na die hemel, en die heerlikheid van God gesien, en Jesus was staan aan die regterhand van God. So die rede waarom ek vir ons na hierdie tweede voorbeeld toe vat, is omdat dit 'n herhaling is. Hierdie is letterlik, die feit dat ek hierdie Bybelstudie saam met ons deel, is letterlik 'n herhaling van hierdie gebeurtenis, want ons is besig om terug te gaan, die engel vat ons terug, dat ons ook kan sien, waar het ons langs geloop, dat ons gekom het hier waar ons nou is. En wat ons gelees het in Daniel 12 vers 1, Michael wat opstaan, ons sal dit nou lees, Michael wat opstaan, is gelyk, want deur Jesus Christus is Michael. Dit is waarom ons oë moet op die Here Jesus Christus is. En hy het gesê, kyk, ek sien die hemele geopen en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. Dit is maar net sy getuienis wat hy saam met hulle gedeel het. Maar hulle het met 'n groot stem geskree. Hier is hulle totaal demon possessed. Hulle het nog nie meer die waarheid hoor nie, hulle het begin skree. Hier het hulle klaar woedend in hulle se harte en op hulle se tande gekners, tot hulle later begin skree. Dis amper asof die waarheid hulle pynig. Hulle het geskree en hulle het hulle se ore toegestop. Hulle wil nie meer hoor nie. En hulle het soos een man op hom aangestorm. En familie, dit is al wat oorbly om te doen is. En dit is Satan se plan. Satan wil die wêreld verenig, dat die wêreld soos by die toring van Babel, 'n een wêreldorde, dit is sy begeerte, dat die wêreld soos een man kan saamstaan in sonde, saamstaan in misleiding,
saam staan in die kinders van die Here vervolg, saam staan in ding dat ons doen die wil van die Here, deur hulle die sinagoges te ban en hulle met die klippe dood te gooi. Dit is die gees, en ons sal sien, dit is die gees in Babylon, dit is die gees in Sodom en Gomorra. Saam staan in sonde. En hulle het hom buitekant die stad gewerp en hom gestenig, en die getuies het hulle klere neergelê by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus, en hulle het vir Stefanus gestenig terwyl hy die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees. En hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie, en met die woorde het hy gesterwe. Kyk hoe mooi lyk Stefanus. Stefanus lyk soos Jesus, kyk net hierso. Hulle het Stefanus met die klippe. Mense, hoe seer is dit om in 'n klip gegooi te word? Maar die man se oë, hoe kan hy wel bang is vir die dood as jou oë na die hemel is en jy sien die Here Jesus Christus vol van die Heilige Gees, die laat reën ontvang, jou oë is gefestig na die hemel, jy staan op die woord van die Here Jesus Christus. As jy op die woord van Christus staan, kan jy nie gemislei word nie. Kyk hoe mooi lyk hy. Hy lyk soos Christus, want die koring is volgroeid, die onkruid is volgroeid. Sê, as dit volgroeid is, die Gees, die Heilige Gees word geonttrek as jy hom verwerp, dan Tweede Tessalonisense 2 sê, as ons hier liefde het vir die waarheid, dan word ons oorgegee aan die leuen. En as ons oorgegee word aan die leuen, dan kom die krag, die werking van Satan, dan kom hy krag van Satan tot volle werking. Dan moet ons so lyk hier soos ons hier lyk. Dit lyk die waarheid pinig ons. Dan dit die hoorie. Want ons verwerp hom aan mekaar. Maar kyk hoe mooi lyk hy. Terwyl 'n klip maak so seer, terwyl hulle met die klippe doodgooi, het hy die Here aangeroep en gesê, net soos Jesus ook gesê het, Vader, in u hande gee ek my gees. Het hy gesê, Here Jesus, ontvang my gees. Hy het op sy knieë neergeval, met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie so. Net soos Jesus ook gesê het, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Ek het ons gesê, gaat vir julle Daniël 12 net, julle saam met die deurlees. In die tyd sal Michael, die grootvoort wat voor die kinders van jou volk staan, optree. Die Afrikaans sê optree, maar dit moet wees opstaan. En hierdie opstaan van Michael is gelykstaande aan die opstaan wat Stefanus, terwyl sy oë gefokus is op die hemel en op Christus, wat hy vir Christus sien staan, wanneer die deur van probasie vir hierdie gesluit het. Hy sal opstaan, dit sal 'n tyd van benoudheid wees, want hy was 'n tyd van benoudheid, dat hulle vir hom met die klippe dood gegooi, soos daar nie gewees het van dat daar 'n volk bestaan het tot op die tyd nie, maar in die tyd, so ons wat glo in die geheime wegraap, ons wil ook gered word, maar hier word gesê, in die tyd gaan jou volk gered word, maar voor die redding is daar 'n tyd van benoudheid, maar ons wil weggeraap word, want ons sal nie die benoudheid sien nie. Okay, so, Michael staan op, tyd van benoudheid, in die tyd sal jou volk gered word, elke wat in die boeken opgeskreven staan, en dan is dit die opstanding in die graf, maar nie allemaal gaan opstaan, en in Openbaring 20 sal ons sien is, hoe loop die opstanding. So net baie sal opstaan, nie allemaal nie baie van die wat in die stof van die aarde, die opstanding, wanneer Michael opstaan na die, dan hier is dinge wat is gebeurtenisse, hier is ander dinge wat ons gaan kry in Openbaring 12, 13, 14, ten opsigte van die merk van die dier, wat vir ons nog hierdie gebeurtenisse baie beter en baie mooi in perspektief en sal stel, dat ons sal besef en weet dat hier sluit die deur van probasie, dan kom die tyd van benoudheid, dan staan ons nog deur hierdie tyd van benoudheid, tot die Here Jesus Christus kom. Hier is die tweede opstanding van die Here Jesus. Nie die tweede opstanding, die tweede koms. Wanneer hy kom, dan sal baie wat in die stof van die aarde in slaap, wat in die grafte in is, dan sal hulle ontwaak. Sommige, nie almal nie, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid. So die wat opstaan tot die ewige lewe, ons kennis word gesê in Tessalonisense, eers die wat in die Here ingesterf het sal opstaan, dan ons wat in die lewe is saam met hulle sal die Here in die lig en tegemoet. Yes. So alle kinders van die Here, al wat nog hier in die graf en oorbly is die goddeloses. Sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid. Hierdie wat
Die goddeloses is net sommige van hulle staan hierso op. Die ander lê nog in die graf en volgens Openbaring 20, daar sal ons sien na 1000 jaar staan hulle eers op. Maar daar is wel 'n paar wat hierso sal opstaan. Sommige tot grootmaarheid en dies wat hier opstaan, is hulle wat vir hom gekruisig het. Openbaring 1:7 maak dit vir ons duideliker. Kyk, hy kom in die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het. En al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. So, sommige wat van die goddelose staan op, die hele regverdige staan op, sommige van die goddelose staan op, en die bietjie wat opstaan, is hulle wat vir hom deursteek het, want hy het vir hulle gesê, julle glo mos nog nie vir my nie, en hier, hulle sal oor hom rou bedryf, want nou gaan jy sien, spyt kom te laat. Hier is die ding wat die man gepraat het, hy het gesê, ons sal die seun van die mens sien kom, en hier kom hy, om te sien dat hy praat die waarheid. So hier is hierdie gebeurtenisse, Michael staan op, alhoewel hy daar sê optree, Michael staan op, Michael se opstanding hier, is dieselfde soos die Here Jesus Christus wat staan aan die regterhand van God. Hier gebeurtenisse is besig om te herhaal, ons sal weer daaroor praat as die Here vir ons genade doen. Michael staan op, dan is daar 'n tyd van benoudheid soos daar nie gewees het nie, dan sal jou volk gered word, elkeen wat opgeskrewe staan, en dan is dit die opstanding soos ons hier gesien het, die opstanding uit die dode het. En hier kan ons mooi sien in Engels, at that time shall Michael stand up. Alhoewel die Afrikaans sê optreden, jy sê at that time Michael shall stand up. Michael sal opstaan. Nou familie, ons gaan terug na die begin, ons gaan terug na Genesis. Hier is 'n paar dinge, ek weet nog nie hoe ver trek die tyd alleen, maar hier is 'n paar dinge wat ons sal sien. In Genesis in, dit is nie, wat ons nou hier sal sien verder, dit sal seker nie volledig wees, dit sal ook nie in diepte wees, maar ons raak maar nog net aan sommige van die belangrike dinge. Dis moet nog maar net 'n opsomming, man. Anders moet ons dit nog woord vir woord gelees van die begin af. So dit is maar nog net makliker soos wat ek dit ook nog verduidelik. So daar is 'n beginsel wat jy sê sal jy maai. En hier kan ons daai beginsel sien. Wanneer daar 'n karakter is, koring en onkruid, in die tyd van die engele, wanneer die maaiers uitgaan aan die einde van die wêreld, dan lyk jy soos Satan, of dan lyk jy soos Christus, wanneer Jesus opstaan, of wanneer Michael opstaan. Dit is wat gaan gebeur. Dit is 'n beginsel van wat jy sê sal jy maai. En ons het dit gekry, na die aarde, God, die grasspruitjies en die plante wat saad gee en bome, wat volgens hulle soorte vrugte dra waarin hulle saad is. So, selfsug, dit is die onkruid wat Satan gesaai het. Dit het in sy harten opgekom. En wanneer ons onsself, of wanneer ons vir Satan in die plek van God sit, of onsself wil verhef, of wanneer ons wil meer maak as wie en wat ons is. As dit die saad is wat ons saai, self en Satan, self in die plek van God, dan sal ons dit ook baie soos ons daar gesien het. Genesis is die boek van die begin. Hier kry ons baie eerstes. Die eerste, soos nou waar die eerste keer wat hierdie beginsel byvoorbeeld aan ons bekend gestel word. So dit is die boek van die begin, soos wat ons kan sien, in die begin het God die hemel en die aarde geskaap. Dit is die boek van die begin. En Openbaring is die boek van die laaste, soos byvoorbeeld, hierdie boodskap wat ons kry in Openbaring, is die laaste genade. Hierdie Openbaring 14 vers 6 tot 12, hierdie engele, kyk net wat is ook nog mooi hierso is. Stefanus, hy sê, kyk, ek het die hemel geopend gesien. Is vir my so mooi, ek sien die hemel geopend. En ek kan vir u waarborg dat die deur van genade was nog vir hulle oop. Hulle het nog 'n geleentheid gehad, terwyl hulle nog die man met die klippe doodgegooi het, terwyl Jesus nog nie opgestaan het, was die hemele vir hulle oop gewees. So, hierdie is die boek van die begin, en Openbaring is die boek van die einde, die boek van die laaste, maar ook in hierdie boodskap kry jy die laaste genade. Maar asof ek kan sê, die hemele is vir ons nou nog geopen. Die deur van genade is oop tot Michael opstaan. Hierdie skepingswerk, wat ons kry hierso
die boek van die begin in Genesis laat vir ons geen ruimte vir evolusie. Ek wil dit ook maar nou net hier genoem het. Dit maak nie vir ons voorsiening in ruimte nie. Evolusie is 'n leerstelling wat gekant is of wat die waarheid van die Here teenstaan. Ek noem dit net, miskien sal ons vorentoe nog weer daaroor kry. So om te sê, is die boek van die begin, die boek van die eerste, hier kry ons die eerste dieet, die eerste kos wat voorgeskryf is, voor sonde. Die eerste dieet wat die Here vir die mens gegee het, was plante en saad, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, vir die mens het die vlees geëet nie. Vlees het na die sonde ingekom, na die vloed, wanneer die vloed al hierdie plante en bome doodgemaak het, die vloedwaters. So, dis die eerste dieet wat ons kry. Dit is die eerste keer dat God rus as skepper. Hy het gerus, so, nadat hy die hemel en die aarde gevoltooi het met hulle se ganse leermag. God het op die 7de dag, en hierdie 7de dag is Saterdag. Sondag is die eerste dag. God het op die 7de dag het hy sy werk gevoltooi wat hy gemaak het as skepper, en op die 7de dag het hy gerus van al sy werk wat hy gemaak het. So hy het gerus as skepper. God het die 7de dag het hy geseën en dit geheilig, die 7de dag Saterdag, wat die Sabbatdag is, het hy geseën en hy het dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het deur dit te maak. En wat interessant is, as ons skepper het hy gerus, en as ons verlosser het hy ook gerus. Is dit nie wonderlik nie? Hy rus as skepper, hy rus as verlosser. Hy was gekruisig Vrydag voor die sonsak, wat genoem word die voorbereidingsdag, en hulle wou hom van die kruis afgekry het voordat die sonsak, voordat die 7de dag Saterdag Sabbatdag aanbreek, voor hom van die kruis afgekry het. So hy het gerus as skepper en hy het gerus as verlosser. As verlosser het hy gerus in die graf, en op Sondag die eerste dag het hy opgestaan. Is dit nie pragtig nie? Eerste keer dat God is. Die eerste mens wat hy gemaak het, kry ons, en God, ons weet in Genesis 1 vers 26 sê, laat ons die mens maak volgens ons beeld, volgens ons gelykenis. Die mens is gemaak om die karakter van God te reflecteer, volgens ons beeld, na ons gelykenis, na ons karakter. Maar Satan wil hê ons moet soos hy lyk. Daarom saai hy onkruid. So hier is die eerste keer wat die mens gemaak word. Die eerste mens gemaak. God het die mens geformeer uit die stof van die aarde. Die mens bestaan uit net twee dinge. Hy bestaan uit die stof van die aarde, hierdie liggaam van ons is gemaak uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe geblaas. Hierdie asem van die lewe plus die stof van die aarde, so het die mens dan 'n lewende siel geword. So die mens bestaan net uit stof, is net liggaam en asem. En liggaam plus asem is gelyk aan 'n lewendige siel. Ons is 'n lewendige siel. Ons het nie 'n lewendige siel gekry nie. Ons het nie 'n lewendige siel dat as die liggaam dood is en die asem is terug na God die Vader toe wat dit gegee het, dan dwaal ons siel nog in die ronde nie. Die siel verlaat die liggaam nie. Ons het nie 'n siel gekry nie. Ek het dit ook geglo. Ek kom van charismatiese agtergrond af, of ieder charismatiese agtergrond het. Ons was geleer, en dit is wat ek geglo het. Dit is nie wat die woord van die Here sê, dit is nie wat ek hier lees nie. Ons was geleer, man is a spirit who possess a soul. Hy het 'n siel gekry. Man is a spirit who possess a soul and lives in a body. Nee, ons is liggaam en asem. Dit is 'n siel. Ons het nie 'n siel
wat as die liggaam sterwe, die asem gaan terug, dan word die siel, dan dwaal hy ergens in die ronde in rond. Dit sal vir ons in ander Bybelstudies sal dit vir ons 'n bietjie nog meer duideliker word. So daar is die eerste keer dat God die mens gemaak het, die eerste keer dat hy gerus het, die eerste voedsel wat die Here gegee het. Die boek van die begin, die laaste kry ons hierso, die laaste genade byvoorbeeld in die 3 engele boodskap. Wat ons nog kry in die boek van die begin is die eerste woning. Dit is nog baie interessant. Genesis 2 vers 8 sê: ook het die Here God 'n tuin geplan. Hier kan ons sien die mens se eerste woning was 'n tuin gewees. Die is God se beste wat hy vir die mens gegee het, 'n tuin, om in die tuin te woon. 'n Tuin, en waar was hierdie tuin gewees? In die ooste. En daar aan die mens wat hy geformeer het, 'n plek gegee. Nou, dit is interessant. Wat, as ons praat van in die ooste, waaraan laat dink dit onmiddellik vir ons? Aan die son. Want die son kom op in die ooste en die son sak in die weste. Die mens het 'n tuin gehad in die ooste kant, en God het die mens uit die tuin uitgesit, sodat die mens nie in sy sondige toestand kan eet van die vrugte van die boom van die lewe en vir ewig as sondaars hier op die aarde is. God het 2 engele daar geplaas om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. En die mens was uitgesit. En die mens het net al hoe meer oos gebeweeg. En as ons sal kyk na die tempeldiens en hoe die tempel gesit het, dan sal ons sien dat die mens het oos gebeweeg, want as die weg van God afgaan, dan beweeg jy na die oostelike rigting toe. En hoe meer jy na die oostelike rigting toe beweeg jy na die kant van die son toe. En Satan het met die verloop van tyd, het Satan sonaanbidding in die ooste op die been gebring. Hoe meer ons oos beweeg, hoe meer beweeg ons weg van God af. Van God, die son kom op in die ooste en die sak in die weste. As jy wil na God toe kom, dan moet jy jou rug draai op die son en dan moet jy wes kyk. So sonaanbidding is eintlik die merk van Satan. En die merk van Satan, sonaanbidding, wat ons kry, dit is eintlik die beginsels wat jy sal sien, wat gereflekteer word daar in hierdie 3 engele boodskappe. Sonaanbidding bring die toorn van God, bring die straf van God, bring die haat van God. In Esegiel 8 kan ons hierdie storie sien. En hy sê vir my mensekind, sien jy wat hulle doen? Die groot gruwels wat die huis van Israel hier aanrig, dat ek ver van my heiligdom af moet weggaan. Familie, hier kom die Here aan Esegiel en hy sê vir Esegiel, kom ek wys 'n bietjie vir jou die sonde wat in die kerk aangaan. Kom ek wys 'n bietjie. Hierdie sonde wat in die kerk aangaan is so erg dat ek is die God van die kerk, maar die sonde in die kerk is so erg dat ek het nie 'n ander keuse nie. Ek moet maar my goedjies vat. Ek moet van my heiligdom af weggaan. In die kerk, die sonde het ingesleep in die kerk. Dat God, en is die eerste keer nie. Dit wat nou besig is om plaas te vind, is 'n herhaling. Hy het dit in visioen vorm vir Esegiel gewys. In Jesus se dae, die eerste keer toe Jesus sy voete in die tempel insit, toe jaag Jesus hierdie geldwisselaars en handelaars uit. Dobbelaars. Hy jaag hulle uit en hy sê, julle maak die huis van my Vader. Hy sê die kerk, die plek. Hy sê, julle maak die huis van my Vader 'n handelshuis. En kyk net by Matteus 23 toe hy uitstap. Toe sê hy vir hulle, ek laat julle se huis aan julle woes na. Ja, ons sal kyk na die tempeldiens, want hy het gesê, laat dit woes na. Maar ons glo, die Christene glo,
die derde tempel moet geherstel word, want 2 Tessalonisense 2 sê die antichrist moet in die tempel en die Here het niks instruksie gegee vir 'n tempel om geherbou te word. Dit is gif, dit is slang daar, dit is misleiding. Die sonde het so ingekom. Hier sê hy vir Esegiel, kyk mooi die beginsel, kyk mooi wat gebeur. Die eerste woning was 'n tuin in die ooste. Die son kom op in die ooste, sonaanbidding. Hierdie ding sal vir jou al meer duideliker word hoe meer ons aangaan met die Bybelstudies. Sonaanbidding is die merk van Satan, is die merk van die dier. Sonaanbidding bring die toorn van God. Die toorn van God is die straf van die Here vir sonde. Dit wat die Here Jesus Christus het met sy beker gehad. Ons noem dit mos die bitter beker. Hy het gesê, Vader, as dit u wil is, laat hierdie beker by my verby gaan, maar nogtans die my wil die u wil, en hy bitter beker gedrink, die toorn van God vir sonde, die haat, die straf wat op hom uitgestort is. Hy is 'n natboom. As hy dit kan hy straf so kan kry, hoeveel te meer ons wat droë bome is, hoeveel sal ons hier aan die brand slaan? Want 'n natboom van lang om te brand. Ja? Wat sal die toorn van God nie maak met ons as die toorn van God dit met Jesus gemaak het? Hy sê vir Esegiel, kom 'n bietjie vat jou na die huis van die Here toe, laat ons kyk wat gaan in die huis van die Here aan, die sondes wat in die huis van die Here aangaan, dat ek nie 'n keuse het, dat ek ver van my heiligdom af moet weggaan. By die ingang van die tempel van die Here, tussen die voorportaal en die altaar was daar omtrent 25 man. Hier's kerkleiers, hier's die kerkmanne. Omtrent 25 manne met hulle rug na die tempel. So hulle se rug was na die weste, soos ek mos nou gesê het. Met hulle se rug na die tempel van die Here en hulle gesig na die ooste. Hulle het gekyk na die ooste toe. Met hulle rug na die tempel en hulle gesig na die ooste toe, en hulle het hulle voor die son neergebuig na die ooste. Al hoe meer hulle oos beweeg het, al hoe meer weg van God, al hoe meer na aan Satan, al hoe meer na sonde toe, al hoe meer het Satan die son ingebring. Dat ons ten minste, as ons die Skepper aanbid, dat ons, sonder dat ons daarvan bewus is, dat ons die skepsel aanbid. In plaas van die Skepper, dat ons die skepsel en die skepping en ultimately vir hom, wat hy is geskape, dat ons vir hom aanbid. En die Here sê vir hom, trek dwars deur. Dit is waarom ek sê, sonaanbidding bring die toorn van God, en hier kom die toorn, want hy gaan nou sy straf uitgooi. En voor hy sy straf gaan uitstort, sê hy, trek dwars deur die stad, dwars deur Jerusalem, maak 'n teken op die voorhoofde, so of ons aanvaar die merk van die dier, of ons kry hierdie teken van God. Hierdie is diegene wat nog nie saam geaanbid het nie. Hulle moet eers 'n teken gemaak word, dat hulle kan verskoon word voor die toorn uitval. Amper soos die engel, terwyl hulle die bloed gesmeer het in die deurkossyne en die vensterrame, en die doodsengel verby gekom het, en die engel het gesien waar hierdie teken is, en die engel met die dood daar verby gebeweeg. Dit is wat hier gebeur. Die sondes is in die huis van die Here, hulle draai hulle se gesig na die son toe, na die ooste toe, hulle buig hulle voor die son in die ooste, en hulle draai hulle se rug na die Here toe. Daarom het die Here gesê, trek dwars deur Jerusalem, maak 'n teken, maak 'n merk op almal wat na die ooste die son gaan bid, die maak 'n merk op die voorhoofde van die manne wat sug en steen. Hulle liewer vir hulle gesig en gesteen oor al die gruwels en die sondes. Hulle het nie saam gegaan teen die sondes nie. En as jy jou mond hou en jy sien die sondes in die kerk, dan ondersteun jy die sondes, want jy sug en jy steen nie, en jy doen niks daaraan nie. Maak 'n teken op die wat vir hulle gekwel het oor die sondes, wat in die huis van die Here gedoen het. En toe sê hy, die eerste ene gaan en hy gaan maak 'n teken, en aan die ander ene het hy vir my oor gesê, trek agter hom deur die stad en slaan. Laat julle se oogie verskoon nie, en moet nie spaar nie. Slaan dood, maak dood die toorn van God, slaan dood grysaards, is die ou manne, jong manne, grysaards, jong manne, jonge dogters en kinders. Kinders is ook doodgemaak, want as ons kom by Openbaring 13, dan gaan ons sien, die kinders ontvang ook die merk van die dier. Die kinders ontvang ook die merk van die dier, want ons gaan vir ons kinders voor in die sonde en in die verkeerde dinge.
en in die tradisies van die kerk. Dis eintlik tradisies het gemaak dat ons van die waarheid af wegdwaal. So die kinders in Sodom en Gomorra, die kinders het saam met die groot mense gekom rondom Lot se huis om ook saam met die engele seks te hê. Gaan slaan dood en vroue tot vernietiging, maar raak aan niemand op wie die teken is nie, en begin by my heiligdom. Oordeel begin by die huis van die Here, begin by die huis van die Here. By die manne wat sê ons is kinders van die Here en ons het die waarheid en ons ken die waarheid, maar ons lewe nie daar volgens nie, en as die sondes in die huis van die Here kom, dan sien ons dit maar oor. En hulle het begin by die manne, die oudste wat voor die huis was. En hierdie kan ons ook sien in Openbaring hoofstuk 7, daar is 4 engele wat hierdie grimmigheid van die Here hou vas, wat die 4 winde hou vas, en dan word dit vir hulle ook gesê, moenie die grimmigheid los nie, moenie hierdie 4 winde los nie, laat hierdie engel eers gaan en op teken maak op die voorhoofde van die kinders van die Here, hulle moet eers geverseel word. So dit is interessant, ons het heeltemal weggebeweeg van God se oorspronklike plan af. En al wat oorbly is Satan se plan. En Satan se plan is nie soos God, dat ons eerens 'n tuin moet hê, 'n stukkie grond, as jy wil 'n tuin hê, moet jy grond hê. Of nee, Satan se plan is ons moet in woonstelblokke bly. Ons moet in flats bly. Ons sien vir dae en vir weke, moet jy bly in plekke waar jy eers die grond sien. Jy kan eers jou hande in die sand insit nie. Hy wil God se plan uit ons gedagtes wil hy uitwis. Al wat oorbly, hoe meer ons oos toe gaan, Satan se plan. En Satan se plan is stadslewe. Satan wil hê ons moet in die stad bly waar die sondes volop is en op elke hoek en draai. En Kain, wat vir Abel doodgemaak het, wat ook gelyk het soos die karakter van Satan, want Satan is 'n moordenaar van die begin af en Kain was 'n moordenaar soos Satan. Kain het weg van die aangesig. Soos die weg van die aangesig af beweeg, want beweeg oos, die beweeg net al hoe meer oos, al hoe meer na aan Satan. Weg van die tuin af. Weg van die aangesig van die Here, en hy het gewoon in die land Noord aan die ooste kant van Eden. En Kain het sy vrou beken, hy het saam met haar gemeenskap gehad, en sy het swanger geword en Henog gebaar, daarna bou hy 'n stad. So, Satan se kinders, die eerste moordenaar, Satan se kinders, die geslag het van Kain af, is liever stadslewe. Hulle is stadsbouers. En noem die stad na die naam van sy seun Henog. As ons kyk na die straf van die man, die Here het gesê vir die man, die sweet van jou aangesigheid sal jy jou brood verdien. Die sweet van jou aangesigheid. So dit was in God se plan. Deel van die straf dat die man moet die grond bewerk, maar die Kain nie. Kain het nie lus vir hierdie grond bewerk storie wat God van praat. Jy moet gaan werk, die grond hard gaan bewerk om jou brood te verdien, want hy het sy broer doodgemaak en die grond het nog sy broer se bloed ook nog opgedrink, en as gevolg van die sonde is die grond al reeds vervloek, en as gevolg van sy moord is die grond ook reeds vir hom vervloek, en hy moet nou op die grond wat vervloek is, wat vol dorings en dissels is, hy sien nie kans vir hierdie instruksie van God nie, om sy brood op so 'n manier te gaan verdien. Kain was 'n landbouer. Die aarde was 2 keer vervloek as gevolg van sonde en die moord van Abel. En in 'n stad word daar nie geplant, die kos word daarheen geneem. En dit is waarom ons in die laaste dae, ons in die stede is, ons kyk na hierdie kwessie van die merk van die dier, wanneer die kinders van die Here, dit is waarom Satan in die stede in sterk houvas op die mens sal het. Want as jy nie grond het in die stad en om vir jou 'n aardappel te plant, jy sal doen wat Kain vir jou beveel om te doen, anders sal jy nie eet nie. Dit is 'n dreigement. Is eintlik manipulasie. Want die kinders van die Here word gesê, jy sal nie kan koop of verkoop, jy sal nie kan kos kry nie, jy sal nie kan werk, want jy moet werk, want die stelsel in die stad werk anders. Jy moet werk, dat jy kan geld kry, want jy moet die geld vat om kos te gaan koop by die winkel.
Dit is Satan se idee. In die tuin van Eden kry ons die bome, twee bome, die boom van die lewe, die boom van die kennis van goed en kwaad. En hierdie boom van die kennis van goed en kwaad is die grootste geskenk van vrede wat die Here vir ons gegee het. Dit is 'n simbool van vrede. Die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê van al die bome van die tuin mag jy vry eet. Hy gee vir ons vrede. Maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Ek het al voorheen daaroor gepraat by die vorige les, nie in diepte nie. Ek sal ook nie nou baie uitdruk probeer om uit te beeld of uit te bring oor hierdie verse nou nie. Ons sal in die toekoms sal ons weer hierna kyk. Ja, kom slaan dit nou oor. Matteus 4 vers 4 kan ons sien hierdie beginsels wat hier vir ons neergelê word van gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid, kan ons hier sien wanneer Satan kom na die Here Jesus toe en vir hom sê as jy die seun van God is, sê die klippe moet brood word. Maar Jesus antwoord, daar is geskrewe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. So elkeen van ons het 'n keuse of ons sal gehoorsaam wees en lewe deur ons gehoorsaamheid, of ons sal sondig en ons sal sterwe. Maar om te sondig en om te sterwe is gehoorsaamheid nog steeds, of ons gehoorsaam is aan God of ons is gehoorsaam aan Satan. Om gehoorsaam te wees aan Satan, dan hy hou vir ons seëninge voor wat hy nie kan vir ons bied nie. Hy kan nie vir ons lewe gee nie. Wat ons nog kry is die eerste huwelik. God het gesê dit is nie goed nie. Die feit dat hy sê dit is nie goed nie, dit wys eintlik ons God is 'n goeie God. Hy dink aan dit wat vir ons goed is. Satan impliseer dat hy wil nie die beste vir ons hê nie, maar hy is 'n goeie God. Dat hy dink aan die geluk, aan dit wat vir ons volledig en gelukkig sal maak. En behalwe die feit net dat hy vir ons 'n huis gegee het en voedsel en 'n planeet en heerskappy en al hierdie mooi dinge, ons kan ons hier indink hoe dit moet gewees het op 'n sondelose planeet. Gee hy vir ons 'n metgesel en hy gee vir ons kinders, hy gee vir ons 'n gesin, hy gee vir ons 'n familie en later het ons ook nog vriende. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Hierdie is die huwelik, die eerste huwelik, en dit is soos wat God hom ingestel het. En die Here God het die aarde geformeer, al die diere van die veld en al die voëls van die hemel, en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle name gewees. Familie, dink net mooi, dink mooi. Is sondeloos. Ons kom nou eers by ChatGPT en hierdie ander goede wat hulle noem Grok en weet jy wat alles het hulle noem nog Elon Musk se Starlink, waar hulle sê hulle kan vir jou 'n chip in jou brein insit en daar sal nie meer selfoon en nodig is. Dink net 'n sondelose mens. En is amper soos 'n nuwe komputer as jy wat jy nou gemaak het, die nuutste tegnologie wat nou hier uitgetoets word. God het die mens gemaak en hy bring die hele diere van die wat hy geskaap het, bring hy na die mens toe. En hy toets die mens se intelligensie, die mens se brein. En die mens moet vir die diere name gee. Die mens kyk na die dier se voorkoms en sy karaktertrekke en die mens gee vir elke dier 'n naam. Hy gee vir die dier 'n naam, net soos wat God al reeds vooraf bepaal het, dit sal reg wees dat dit sal die naam wees vir hierdie dier. 'n Skilpad sal 'n skilpad is. Kom Adam en hy noem. Dink nou net intelligensie wat die mens gehad het. En hoe die mens reg daai beeld en daai karakter van Here God kon gehad het.
nie God nie soul, nie almagtig, nie die karaktertrekke nie. Maar hierdie ander karaktertrekke wat Satan begeer, wat hy so vrylik aan ons gee as mens. So het die mens dan die name gegee aan al die vee en aan al die voëls van die hemel en aan al die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. So die mense bring so ver as jy na kyk na die diere. En ek sien daar's 'n mannetjie en 'n wyfie, 'n mannetjie en 'n wyfie, so by al die diere. En hierdie intelligensie, logiese redenasie wat die mense het, vermoë wat hy het om te redeneer en dinge uit te pleis, kan die mens sien, maar hier is niks wat by my pas nie. Toe het die Here God 'n diepe slaap oor die mens laat val. En hierdie diepe slaap is soos Jesus wat geslaap het. Want hierdie eerste huwelik simboliseer hierdie verhouding tussen God en sy skepping, tussen hom en sy kerk. Hy het letterlik sy lewe neergelê soos hierdie man word neergelê. Hy word amper word hy in die dood en word hy, of in die doodse slaap word hy gelaat lê. En dan terwyl hy dood is, haal die Here uit sy kant, haal die Here 'n rib en vul dit op met vlees en maak vir hom iemand wat by hom pas. En wat 'n dieper illustrasie kan jy kry as letterlik dit moet pas, want dit kom uit hom uit. Dit is uit hom uitgehaal. In sy slaap, in sy dood is 'n gedeelte, is letterlik 'n gedeelte van hom is uitgehaal. Wat pas by hom. Die Here God het 'n diepe slaap op die mens laat val, en terwyl hy slaap het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan het vlees toegemaak, soos Jesus geslaap het in die dood. En die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eindelik been van my gebeende en vlees van my vlees. Sy sal man genoem word, want sy is uit die man geneem, soos die kerk uit die man wat Christus is geneem word uit sy dood uit wanneer hy slaap. Daarom hierdie as hulle bymekaar gebring word, hierdie is 'n huwelik. Daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Hierdie is die huwelik. Hierdie is die doel van die huwelik, om Christus en sy bruid te simboliseer, om dit te reflekteer, om sy plan van verlossing deur hierdie huwelik aan die ganse heelal bekend te maak. Daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat, die man soos die Here Jesus Christus, wat sy vader verlaat het en uit die hemel uit aarde toegekom het, om sy vrou wat die kerk is aan te kleef. Hy moet verlaat om aan te kleef en dan sal hulle een vlees wees. Hierdie een vlees is die huwelik om van twee een te maak. En dit is soos wiskunde. Jy moet verlaat, die man moet sy vader en sy moeder verlaat. Jy moet verlaat, as jy verlaat soos Jesus sy vader verlaat het en jy kleef jou vrou aan, soos hy ook sy kerk aankleef. Die man sal sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een word. Dit soos wiskunde. Is 'n maklike somme, soos 1 + 1 is gelyk aan 2. In ander woorde, jy moet verlaat plus aankleef, dan sal jy een vlees word. Hierdie is die beginsel vir die huwelik. As jy nie verlaat, sal jy nie kan aankleef nie. Of al kleef jy hoe aan, maar jy tegen verlaat, jy sal sukkel om een vlees te wees. Die man moet sy vader en sy moeder sy huis verlaat. Ek kan nie vir my vrou van dan bly, ek my vrou by my ma sy huisie.
Ek moet my vrou vat al gaan bou vir ons 'n reedhuis. Want daar by die reedhuis is ek van mamma en papa se huis af weg is en ek en my vrou is alleen, dan kan ek my vrou aankleef. Want daar by haar reedhuisie mag sy vir haar vrylik uitleef en sy kan haar potte en haar panne en haar goedjies sit net soos wat sy. As die twee vrouens in een kombuisie. Die man moet sy vader en sy moeder verlaat. Jy moet hulle fisies verlaat. Jy kan nie by hulle bly nie. Anders sal daar altyd 'n wrywing wees. Dan moet die man tussen ma staan en tussen dogters staan, skoondogters staan. Daai tipe probleme. Die beginsel is verkeerd. Net soos Jesus sy vader verlaat het en die kerk aangekleef het, net so moet ons ook, as ons gaan kyk na hierdie laaste boodskap, ons moet uit Babylon uitkom, ons moet uit sonde uitkom, ons moet sonde verlaat, ons moet Babylon verlaat, ons moet sondige stelsels verlaat, ons moet die liefde vir self verlaat, ons moet Satan verlaat, ons moet die wêreld verlaat. Dis wat ons moet doen. In die tyd en wat voor Donald Trump se regering, in Biden se regering, het ons iets gesien wat hulle die vroumense genoem het birthing parents. Want hulle was besig, en dit is seker steeds besig om plaas te vind, maar hulle was besig om ontslae te raak van hierdie beginsels en hierdie titels, maar dit is eintlik van Satan se kant af, Satan se evangelie. Want hierdie is die evangelie van die Here Jesus Christus. En Satan wil dit verdraai. Soos byvoorbeeld, hierdie is 'n voorbeeld. Daarom sal die man sy man aankleef, nie die man sy vrou nie. Want as 'n man sy man aankleef, dan is dit weggedoen van hierdie openbaring van hierdie evangelie van die Here Jesus Christus. Daarom sal die man sy man aankleef en selfs tot op seks. As 'n mens praat van soos ons hier genoem het sperm wat in die rectum ingaan, beeld nie God uit nie. Dit is nie God se beeld as sperm in 'n rectum ingaan nie. Selfs al is dit 'n man wat getroud is saam met sy eie vrou en hy pleeg hierdie daad saam met sy eie vrou, dit reflekteer nie vir God nie. Want ons sal sien as ons kom by die eerste belofte wat definitief ook praat van hierdie saad van die vrou, dan gaan ons sien sperm wat in die rectum is, beeld nie God se evangelie uit nie. As ons nog kyk na wat ons kry in die begin in, die mens was albei naak gewees, hulle was geklee met onskuld, die mens en sy vrou, maar hulle was nie skaam nie, hulle was geklee met onskuld, hulle was geklee met die geregtigheid van die Here Jesus Christus, en hulle was sondeloos gewees. Wat ons nog kry, het gesê is die boek van die begin, ons kry die eerste versoeking van Satan se kant, dat was die eerste keer dat die mens versoek is, die eerste leuen, die eerste misleiding, die eerste bedrog, die eerste keer dat Satan lieg, hy lieg, maar hy sê eintlik God lieg. Dis die eerste keer dat die onkruid ook hier op die aarde gesaai is. Die onkruid het in sy hart begin, die onkruid het hy in die hemel en onder die ander engele het hy gesaai. En in die boeken Genesis vir ons as mens kan ons sien, hier is die eerste keer wat die onkruid op die aarde gesaai is. Die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het, en hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome nie. Kyk hier onkruid wat hy sê. God het gesê net een boom, hy vat dit en hy verdraai het, hy sê van al die bome. So dit is wat Satan maak as hy sy onkruid saai. En hy het net deur die woord te verdraai, hy het sondelose mense gelaat val. So hoeveel te meer moet ons die woord van die Here studeer, om te kyk, soos Stefanus teruggegaan het, dat ons ook moet kyk, waar is die woord verdraai? Hoe het ons geloop dat ons gekom het? Ons het die woord nodig, ons moet die woord ondersoek, want die sondelose mense het hy gelaat val, deur die woord te verdraai. Hy sal die woord verdraai, dan gaan ons aan, want ons gaan agter tekens en wonders aan, want ons ondersoek die woord nie.
Terwyl hy die woord verdraai het, toe sê die slang aan die vrou, julle sal nie sterwe nie, maar God weet, so hier het hy geïmpliseer dat God steek vir julle inligting weg. God weet dat as julle daarvan eet, julle se oë sal oopgaan sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. So daai is die eerste konkreet wat hy gesaai het. Dis die eerste keer wat die twyfel in die hart van die mense opgekom het om vir God te twyfel. En ongelukkig is dit so, as ons vir God twyfel of twyfel in God, dan plaas ons eintlik geloof in Satan se woord. Want dit is eintlik wat daar gebeur het. Toe sien God, want sy het nog getwyfel, God weet, God steek vir my iets weg. En ons is ook nou daar, dit is waarom die Here vir ons 'n boodskap gegee het in 'n boek wat sy naam is Openbaring, om te openbaar, om oop te maak, om bekend te maak, want Satan is die een wat lieg dat God lieg, en ons kyk vir hom, hy lieg, maar op die stadium as hy lieg, dan lyk hy eintlik soos die een wat die waarheid praat, hy lyk soos die een wat ons beste belange op sy hart dra. Hy kom mooi voor. Familie, geloof in Satan se woord, ons moet die woord ondersoek wat hy verdraai. Toe sien die vrou dat die boom goed was om te eet. Toe sien sy die moontlikheid in. Sy het begin twyfel, nee, regtig. God weet, hy steek regtig waar van my iets weg. En sy begin sien goed wat nie daar is. Sy wat alreeds alles het. Satan het die vermoë om iemand wat sondeloos is te laat val deur die woord te verdraai. Satan het die vermoë om iemand wat niks kort kom, wat alles het, om vir iemand te laat voel, sy kort nog net hierdie een ding. En ons het nog altyd die ding in ons hart, dat ons is onvergenoeg. Dit is hierdie onkruid wat in sy hart ingebegin het. Ons is onvergenoeg, ontevrede met wat ons het. So sy begin sien dat die boom goed was om van te eet, en dat dit 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte en eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. En Satan het vir haar versoek op 3 punte. As ons gaan na Matteus 4, sal ons sien die Here Jesus Christus word ook versoek op al hierdie 3 punte. En soos Adam byvoorbeeld die eerste mens was, het Christus gekom wat die tweede, Adam wat die eerste mens is, het Christus gekom wat die tweede Adam is, word genoem die tweede Adam, daar waar hierdie gevalle het hy geoorwin. En Satan kom steeds ook na ons toe op hierdie selfde 3 punte. Later sal 'n mens weer daarna kyk, en ons moet ook daar oorwinning kry. En die vernaamste is, die eerste ene is die eet. Dit is waarom ons al reeds geraak het aan die dieet. So die dieet is definitief een van die versoekinge, en dit is definitief een, as ons gaan kyk, Matteus 24, daar gaan ons sê, die koms van die seun van die mens sal wees soos in die dae van Noag, soos in die dae van Lot. Die mense het geëet en gedrink, die mense het geëet en gedrink, die mense het geëet en gedrink. So ons sal definitief nie kan eet en drink soos ons wil. En dink, alles ons ook kinders van die Here, ons sal nie kan nie. Maar ons sal sien as ons weer daarna toe gaan. Nou, familie, hulle net 1 keer gesondig. Net 1 keer. Is nou wil ek vra, is dit 'n klein sonde of is dit 'n groot sonde? Want dit is dan nog maar net 'n ou vruggie. Hoe kan God wil sê die loon van die sonde is die dood? En nou hier by ons werk is so op aarde. As ek nog gaan na Shoprite toe, en ek steel 'n chocolate, en hulle vang vir my, dan sal ek gestraf word. Al bel hulle ook die polisie, gaan ek ook hof, ek sal gestraf word, maar die straf sal nie so groot is, soos byvoorbeeld wanneer 'n moord sal pleeg. So hierso word dit nog so opgehoog. Hulle sal definitief vir my doodstraf gee vir 'n vruggie. So, net 1 keer. Laat vir ons nou die vraag, is dit 'n klein sonde, of is dit 'n groot sonde? Want dit is maar net 'n ou vruggie. Net 'n ou vruggie, en hulle kry die doodstraf. Dit wil sê, God is diep sleg. Om vir 'n klein sondetjie
Ons sien maar sondes in ons lewe. Dis 'n kleintjie, jy kan die ene oor. Klein sonnetjie, ons maak maar so 'n onderskeiding. 'n Klein sonnetjie, die doodstraf te gee. God is diep sleg. Of God is diep sleg, of sonde is baie erg. En as ons verder deur die woord van die Here gaan, dan sal ons eintlik sien, sonde is erg. Daarom moet ons gaan kyk na die woord van die Here. Hierdie hele boodskap oor die 3 engele is 'n boodskap oor misleiding. Woord van die Here wat verdraai is. So, die eerste keer dat hulle naak gewees het, en die eerste keer dat hulle nie skaam gewees het, ja, kry ons ook die eerste keer dat hulle skaam gewees het, want hulle nou 'n skuldige gewete, en die eerste keer dat hulle sy eie geregtigheid het, want hulle se oë oopgegaan, hulle het gesondig, hulle het gewaar dat hulle naak is, en hulle het vir hulle vye blare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. Hierdie skorte is hulle se eie geregtigheid. Skorte, of soos ons miskien sal sê, skirtjies. Hulle het vir hulle skirte gemaak. En onze mense, ons hou nog steeds daarvan om oop te wees. Om oop te wees, om kaal te wees, om sekere gedeeltes van ons liggaam te hê, wat gesien kan word. Ons het nog steeds dit in ons eie geregtigheid, en dit is deur inspirasie van 'n skuldige gewete en deur inspirasie van Satan. Dit is wanneer ons onsself beklee. Maar God het vir die mens en sy vrou rokke. Hy het die skirtjies uitgetrek en het vir hulle rokke van vel gemaak. Sonde wil vir ons kaal maak, sonde wil ons ontbloot, geregtigheid wil ons bedek. Kyk net hierdie gesindheid. En hierdie is 'n beginsel wat van God afkom. En ons sal sien die Here Jesus Christus in Openbaring ook, die Here Jesus Christus is bedek. En laat dit daar tot ons eendag 'n studie doen oor klere drag. Die eerste keer dat die mens wegkruip, hoekom het hulle weggekruip? Want hulle die onkruid wat Satan gesaai het, hulle in geloof aangeneem. En hulle het letterlik geglo God kom om vir hulle dood te maak. Want hulle het klaar 'n prentjie van God in hulle se kop ingekry dat God lieg, God wil ons dood hê, God wil die beste vir ons hê, en God steek vir ons dinge weg. So dit is die eerste keer dat die mens wegkruip, dit is die hulle het God se stem gehoor, terwyl hy in die wandel in die tuin, in die aandwindjie, en die mense en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here tussen die bome van die tuin. En God het hulle geroep. Toe roep die Here God na die mense en sê vir hom, mens, waar is jy? En hy roep nou nog na ons. Die eerste keer dat die mens wegkruip, ons kruip nou nog weg. God moet vir ons kom soek, want ons is naak en besig in ons eie geregtigheid. Maar hierdie boodskap wat hierdie 3 engele bring, is God se laaste geroep. God se laaste geroep na die mens. Mens, waar is jy? Dit is die eerste keer dat hulle ander geblameer het vir hulle se sonde. Die mense het geantwoord, Adam blameer vir God. Hy sê, die vrou wat U my gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Daarop sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Familie, daarmee sluit vir ons hierdie lesie af. Ons kyk uit na die volgende les, ons 3de lesie. Sy wee is ons wee, nie sy gedagtes is ons gedagtes. Sy woord sê, soos die hemel hoër is as die aarde, so is sy gedagtes hoër as ons gedagtes, en sy wee hoër as ons wee. Soos die reën wat uit die hemel uit neerdal na die aarde toe, en daarheen nie weer terugvaar nie, so is sy woord wat hy nou na elkeen van ons toe uitgestuur het. Sy woord wat hy na ons toe uitgestuur het, sal